Wat 'n voorreg is om in die huis van die Here te kan wees. Ja, hierso moet ons die preekstoele vasmaak, want as jy goed vasmaak en hartlik goed hierdie kerk. Amen. Is jy reg om te ontvang uit die hand van die Here? As jy Bybel saamgebring het, maak vir my oop by Exodus. Exodus 14. Exodus 14. Ons gaan so 'n paar verse laat saam lees. Blaai sommer vir jouself in Galasiërs 5 toe. Ons gaan net een vers daar lees, maar vir die wat wil reference sê, kan dit Galatians 5. Baie mense het 'n probleem wanneer hulle kom by die Ou Testament. En mense sal sê, ja, maar ons lewe in die Nuwe Testamentiese era, maar die Here praat nog steeds deur sy eie woord met ons. So, ek gaan vir jou lees 3 verse vanaf vers 13. Hy sê daar, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in 'n ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Amen. Iemand moet dit hoor volgende. Die Here gaan vir jou stry. Amen. Jy het net nodig om stil te wees. Vers 15, toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. En jy hef jou staf op, en steek jou hand uit oor die see, en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. It's amazing. En ek wil aan die einde van my boodskap wil ek vir jou wys hierdie gedeelte van die uittog uit Egipte uit word saamgevat en dit is 'n basiese uitbeelding van jou en my as kind van God se redding. En ek gaan dit vir jou wys. Galasiërs 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Nou, ter inleiding, ons het laas week gepraat rondom slawerny. En ek het die vraag gestel, voor wie buig jy? Want slawerny is 'n keuse. En hier lees ons nou, dat die Here sê, en laat julle nie weer onder 'n juk van diensbaarheid bring nie. Want wat doen ons? Die oomblik as ek en jy kompromie aangaan, en ons besluit om na die ander kant toe te gaan, en ek glo en vertrou met my hele hart, dat almal wat hier was laas week, het 'n besluit geneem en gesê, ek kies God en nie slawerny nie. Amen. So nou wil ek jou 'n bietjie uitdaag en ek gaan vir jou sê, onthou dan nou, as jy onder die juk van sonde gaan val, maak jy jouself weer diensbaar vir die dinge van hierdie wêreld. Nou ons het gesien hoe die vyand begin met kompromie. En wat kompromie se uiteinde van die dag is dan basiese slawerny. Nou dis waar dit begin. Nou vandag wil ek 'n stapie verder gaan en die vraag is nie meer net waaruit het God jou bevry nie, maar die vraag is, wat doen jy met die vryheid wat God jou gegee het?
om uit 'n tronk uit te kom, maar nog steeds 'n gevangene te wees. Ons praat geestelik. Dis baie moontlik om vasgevang te wees onder 'n vorm van slawerny, al is jy vrygelaat. En dit is moontlik om nie uit 'n tronk uit te stap, vrywilliglik, maar steeds gebonde te wees en gehou word aan jou verlede. Want kom ek gaan vir jou gou 'n storie vertel. 'n vriend van my werk by die gevangenis en ons ry saam werk toe. Ek gaan tel hulle op. En hy gebruik die dag my kar. Maar hy sê vir my, jy moet my net verskoon, ek moet iemand saamvat kantoor toe. Ek sê nie, dis reg. Nou laat ek hom sommer maar ry, want ek gaan by my kantoor aflaai. En ons stop by die gevangenisdiens se hek. En hy gaan in en hy kom daar uit met 'n man en hy's geboei. Nou moet jy nou verstaan, ek sit agter in die kar. Nou laai hy hierdie ou in die kar. En ek was fyn toe ek sien jou met boeie aan. Maar voor hom in die kar laai, maak hy sy boeie los. Nou dink ek myself, hoekom moet hy daar binne boeie dra, maar nie hier nie? Dit is baie ongemaklik. Want weet jy, hier's die ding. Jy stap uit 'n plek uit, veral wat ek weet. Dit was nie die geval nie, maar vir dit kon net sowel daai ou se vrylatingsdag gewees het. En my perspektief van hom toe in die kar klim, was dadelik, hier's fout. Want dit is wat die mense doen. Ek het vir jare, was my baadjie vir my aangetrek, as die vark van wie ek was. Want dit is wat mense doen. Dit is ongelukkig 'n waarheid. Dit is moontlik om emosioneel vry te wees. Fisies vry te wees, maar emosioneel gebonde te wees. Jou geestelike denke is vasgevang in die verlede. En ek gaan dit 'n paar keer vandag sê, want ek het gesê, ons moet nie verlang na ons verlede nie, maar gebruik dit tot eer van God. Want die ding is, ons praat baie maal van ons verlede, en wanneer mense na ons luister, en dink hulle, ja, dit lyk my regtig, jy wil nou maar, jy soek nou maar eerder weer daai maandag, dinsdag, verlede week, woensdag musiek. Maar ja, dis nie waar ons wil praat nie, nee. Maar nou hierdie fisiese vrywees, emosionele gebondenheid, is presies waar Israel hulle self bevind het, met die uittog uit Egipte uit. God het hulle uit Egipte uitgehaal, maar Egipte was nog so groot deel van hulle lewe. En dit is 'n probleem. Dis 'n uiters groot probleem, want jy sien, God se plan was nooit net om hulle uit slawerny uit te haal. God se plan was om hulle vry te koop, hulle vry te maak. En hoekom dink jy was dit die plan van God gewees? Sy plan was om hulle te verander in 'n volk wat op hom vertrou. En jy moet mooi hoor. In 'n volk wat op hom vertrou. Alles wat ek vandag hier sê, bring ek terug na my en jou toe. Want God wil hê dat ek en jy hom moet vertrou. Kan jy onthou daai prentjie wat ek gesê het van die ou wat oor die brug geloop het daarin, of die tou geloop het in Zimbabwe? Met die kruiwaag. God wil hê, jy moet in die kruiwaag klim, as hy vir jou sê, kom ons gaan oor die tou gaan. But you see, it hits a little bit different when God tells you to do that. Want die prentjie wat jy sien, en die kloof, en al die dinge, is iets anders. En ek wil net
mooi hoor, net soos die Here Jesus jou nie gered het nie, en om eendag net hemel toe te gaan nie. Hy het jou nie net gered, sodat jy maar net eendag die hemel kan maak nie. Hoekom is ons gered? Om 'n verskil te maak in hierdie koninkryk. Om siele te wen vir hom, om te staan vir sy naam en vir sy saak, om 'n lig te wees in 'n wêreld van duisternis. Dit is nogal snaaks hoe die Here iets bevestig, wat jy vanoggend vir my gesê het, en weet wat, ons is 'n klein kerkie. Maar hoor my mooi, en ek sal my kop op 'n blok sit. En dit is die reine waarheid wat iemand gesê het. Ek het in die week vir iemand gesê, gaan kyk na kerke, wat die woord sny, soos God dit sê. Nie soos ek dit wil hê nie, soos wat God dit sê. Gaan kyk bietjie na die getalle in daai kerk. Ek wil vandag vir jou sê, ek dink dis baie selde dat jy 'n kerk sal sien as oor die 100 of 200 mense. Kan ek jou sê hoekom? Because people don't like the truth. Mense wil dit nie hoor nie. Mense wil hoor, dis reg, bly in sonde, daar's niks daarmee verkeerd nie. Hierdie, ek weet nie, moet ek nou 'n naam noem of nie naam noem nie. Daar's 'n prediker, he is a preacher of the grace of God. He specializes in the field. Nou wil hy vir ander manne kom sê, as jy nie 'n grace prediker is nie, bly jy stil. Ek wil vandag vir daai man sê, as jy nie 'n prediker is, wat die woord wil sny, soos God sê dit moet gesny wees nie, dan moet jy nie agter 'n kansel hoor nie. Dit maak my woedend. Want weet jy wat, hulle vat hierdie woord van God, hierdie is 'n kosbare woord, en mense doen dit ook, hulle vat hierdie woord, hulle verdraai dit, sodat dit hulle pas, sodat hulle daarmee kan doen wat hulle wil, en vir mense sê wat hulle wil. En die probleem is, kind van God, jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie hierdie woord vat en daarmee maak wat jy wil. As jy dit doen dit vir jouself, maar moenie op sosiale media klim en aan ander mense kom wil probeer vertel wat die genade van God is nie, want jy self weet nie wat die genade van God is. Maar jy sien, mense kan staan agter kansels, predikers begin kerke vir een rede, en dit is om hulle self te verryk en geld te maak daaruit. God het nie gekom vir my om 'n Mercedes te ry nie. You know, people's got this twisted idea. En ek sê nie dat die Here jou nie kan bless nie. Maar wie wat vir my ironies is, ek trek altyd die vergelyking na God toe, na Jesus toe. Hoe het dit so mooi gesê? Die Here het met sy voete geloop waar hy moes wees. Hy het om met perdekarre en struikwaans en al daai goed geloop het. Hoekom het hy nie? Because that's not what it's about. Maar jy sien, Jesus Christus het hierdie aarde bewandel en waar hy geloop het, waar hy beweeg het hy mense se harte verander. Nie tot eer om homself te verheerlik nie, maar sodat hulle kan op 'n plek kom. Dis hoe ek jou gesê het, God het jou en my nie gered tot van God om maar net die hemel te maak nie. Hy het ons geroep en ons gered deur die dood van sy seun, sodat ek en jy verstom kan maak in die aarde, sodat ons vir die mense kan sê, daar is hoop waar daar mense dink daar nie hoop is nie. Want weet jy wat? Hoeveel keer het ek al gesê, jy is dalk die enigste Bybel wat iemand die buite lees. Wat lees hulle? Wat lees hulle as hulle na jou kyk? God het jou bevry met 'n doel. God het sy volk bevry met 'n doel. Wat was die doel? Kan ek gou vir jou sê? God het vir Farao gesê, laat my volk trek, sodat hulle kan doen wat hulle wil.
Hulle kan lewe soos hulle wil. Hulle mag maak net wat hulle smaak. Hulle kan praat soos hulle wil. Hulle kan sê wat hulle wil. Hulle kan doen wat hulle wil. Nee. God het hom gesê, laat my volk trek, sodat hulle my kan aanbid. Amen. Staan in Eksodus 8 vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek. Gaan na Farao en sê vir hom, so spreek die Here, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Nie sodat ek kan lewe soos ek wil nie. Nie sodat ek kan maak wat ek wil nie. Maar jy sien, dit is die probleem. Mense dink, hulle kan God dien aan die bondage. Ons het die idee dat ons kan. Kan ek jou sê, jy kan dalk in 'n mate, maar jy gaan God nooit kan dien, soos jy veronderstel om te dien, as jy nie klaar kry met wat jy moet dien. Amen. Want jy sien, hier is 'n baie groot waarheid. Vryheid beteken nie dat jy sonder gesag kan lewe nie. Maar jy sien, ons dink ons kan. Want ons dink, ek wil nou versigtig wees, sommige mense het hierdie idee, omrede ek 'n kind van God is. Kijk, ek is 'n voorstander van dit wat sê, when you give your heart to the Lord, is jy niemand se vloer raak nie. Maar pas op, want jy sien, hoe hanteer ons dit? Want baie mense het hierdie idee, omdat ek 'n geredde persoon is, dan kry ons die pastore, wat ons hier die uitlating maak, jy mag nie die gesalfdes van die Here aanraak nie. Maar nou, wat is die gesalfde nou van die pad af is? Waarom? Ja. Maar jy sien, en ek praat nou spesifiek van die pastore wat hierdie ding gebruik. Want wat sê ek dan nou eintlik, Kayla, as ek nou 'n gesalfde is, ek is geroep die Here, so ek is nou anointed. Wat maak dit jou? Enigiemand anders voor die matter wat 'n kind van God is. Is jy nie gesalf nie? Die woord leer vir my, toe Christus sy lewe aflê, en hy uit die dood uit opstaan, en ek toegang verkry het, en ek hom aangeneem het, dus ek kind van hom. You said in the last time, ons was royalty, we children of God, of a King of Kings. Amen. So dit gee jou ook toch maar, 'n bietjie. Maar nou jy mag nie gesalfde nie. Weet jy wat die pastore wat dit sê, doen dit om hulle self te beskerm van hulle eie mors. Exactly. Ware vryheid beteken om onder die heerskappy van Jesus Christus te leef. Amen. Om te doen dit wat hy wil hê jy moet doen. Om te sê dit wat hy wil hê jy moet sê. Maar hier's die ding. Soos hy dit sou doen. Want jy sien, ons het baie maal 'n snaakse idee wanneer dit kom by sekere goeders. Maar ware vryheid beteken om onder die heerskappy van God te staan, onder die leiding en die inspraak van sy gees te staan en te doen wat hy wil hê ons moet doen. Men God het jou nie net gered om 'n beter lewe te kan hê. Daar's nie 'n manier nie. Hy het jou gered om hom te aanbid, om hom te dien, sy stem te gehoorsaam en in sy koninkryk te leef tot eer van hom. Jy sien, baie maal het, as jy gaan kyk na die storie, dan gaan ons baie maal weer eens, soos ek sê, die mentaliteit hê van die Israeliete. Maar jy sien, die Rooi See was nie die einde van hulle nie. Die Rooi See was wel die einde, soos die woord sê, wat hulle, die Egiptenare, sou sien. Want die Here het gesê, steek jou hand uit, kloof die see oop, en hulle droogvoet deurgestap. Kan jy vir 'n oomblik net dink, hoe moes dit gewees het? Ons is ons prentjie mense. Imagine ons gaan nou almal die alkohol toe neem, en ek wou nie meer die see. En hier trek hierdie
water oop en dit maak 2 mure weerstand en ons kan droogvoet deurstap tot Waaldaal. Wow. Het is amazing hoe dit geweest om dit te beleef. Om dit te kon sien. En jy sê nie die ding. God het dit vir sy kinders gedoen. En die enemy het gedink, well, maybe I should pursue this. En hy went after dit. En ons die grootste fout wat hulle kon maak. Want kan jy imagine, jy is in die middel van daai stuk sê, nou hier en maak plat hier oor jou. Jy het 'n probleem, man. Vir Israel was die Rooi See se opening sekerlik 'n baie groot ding en 'n groot wonderwerk. Maar weet jy wat is die mooi vir my in hierdie hele verhaal? Dat dit was dalk vir hulle 'n wonderwerk, 'n grootte, maar dit was die begin van God se wonderwerke vir sy kinders. Amen. Want jy sien 3 dae na dit, toe kom hulle by die put van Mara. En wat gebeur? Bitter water. En die Here wys vir Moses se boom. En hy sê, gooi daai stuk hout in die water en die water het soet geword. Hoe amazing moet dit nie wees nie. En tog, weer eens, hy bring dit terug na ons toe, ons is net so. Jy kom voor 'n woestyn, jy kom voor 'n Rooi See, die Here doen 'n massive ding, en jy's deur dit. En die water maak toe en jy's okay. Dis nie 2 dae later nie, dan kla en kerm ons alweer, maar wat nou, Here? En ons vergeet so maklik dat God het my dan nou net uit slawerny uit vrygemaak. Hy het nou net my enemy voor my oë vernietig. Hoekom het ek dan nou nodig om te worry oor waar ek gaan iets kry om te eet en te drink? Want weet jy wat, kom ek gaan dit gou terugbring na my eie besigheid toe. Dit is baie maklik vir my om besigheid te doen en besigheid te kry op onetiese maniere. Dit was al vir my geoffer. Jy het self in Johannesburg. Maar 7-5 jaar kontrak, waar ek op die ouderdom van my vroeë 30's sou kon aftree na 5 jaar. Maar daar was aandeelings gewees en ek moes 'n besluit maak oor wat ek daarmee gaan doen. Ek weet die besigheidswêreld werk maar so, maar weet jy wat? Laat hulle so werk. Van die God wat ek dien nie. Hy is 'n goeie God. Amen. Dit gaan en op jou nou, in 'n kontrak. Dit gaan so. Dit is so heeltyd. Maar weet jy wat? When you're in the valley, die liedjie sê, he's the lily of the valley. En wanneer ek daar in die valley is, en ek weet nie wat ek kan doen, en ek kyk rondom my, dan sien ek die lily is saam met my in die valley. Dan weet ek het hoop, want hy sal vir my deurkom, en hoor my mooi kind van God, nog elke keer. Ek dink, hy is dalk 4 dae laat, maar elke keer is hy daar. Elke keer voorsien hy, maak nie saak hoe jy met jou gaan nie. Nergens in hierdie woord, hoor my mooi, staan geskrywe, dat jy gaan met 'n bankrekening van miljoene rande sit, jy gaan al die karre besit in jou lewe, jy gaan al die vrouens, van baie manne wil baie vrouens hê, in jou lewe hê, en dit staan nie hierin nie. Inteendeel staan dit daar, dat dit gaan nie so maklik wees nie. Want die wêreld gaan na jou kyk, die wêreld gaan na jou vinger wys, die wêreld gaan na jou goed toe sê, en na jou toe slinger. Maar wat het ons nou net gelees? Wees stil en weet dat ek God is, halleluja. Amen. Nie lang daarna nie, kom hulle by Elim, 'n plek van rus. 12 fonteine, palmbome. En weer eens iets net interessants, dit niks met die preek uit te waai nie. Hoekom 12 fonteine? 12 stamme. God voorsien vir al sy stamme. Amen.
Daar word nie voorgetrek en agtergetrek nie. God voorsien vir al sy kinders. Nie lang daarna nie, kom die wonderwerk van manna. Brood uit die hemel uit. Hulle kom by die rots en hulle is dors. En hulle kry water uit die rots uit. Hulle kom by die berg Sinai. En wat gebeur by die berg Sinai? God roep sy kinders na hom toe. Die Here gee instruksie om die tabernakel te bou. Weer eens en ek vir jou net 'n vraag daar gee. Hoekom dink jy was die instruksie gegee om die tabernakel te bou? Baie mense sal sê dis om God te kan dien. Nee, kyk wat sê die woord. En hulle moet vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. With you in the desert, with you in the storm, you are never alone. In die oog van die storm is hy ook daar. Maak nie saak hoe dit in jou lewe gaan nie. Die wolk en die vuurkolom wat van die begin af daar was. En die beloofde land aan die einde van die klas. Wat wil ek vir jou sê? Baie Christene het hierdie mentaliteit dat hulle dink wanneer God hulle red, is dit die eindbestemming. En hoor my mooi, dit is nie. Die beloofde land, die ewige lewe, saam met hom om te wandel op die strate van goud, is die eindbestemming. Jou redding is maar nie die begin van 'n wonderlike stap, 'n wonderlike reistog na hom toe. Gaan kyk bietjie as jy gaan stap in die wildernis en jy gaan klim 'n berg uit. Dis mooi. Dis beautiful. But it's not smooth sailing to the top. Dit vat bietjie inspanning, dit vat bietjie toewyding wat nodig is om daar uit te kom. But it's still a journey worth making. En net so is hierdie pad wat jy stap van in jou hart vir God gegee, it's a journey worth making. En wie wat die grootste wonderwerk is nie vandag dat God jou net red nie. Die grootste wonderwerk is nie dat God jou as mens uit Egipte uit weghaal. Die grootste wonderwerk is wanneer hy jou uithaal en hy verander jou om soos sy seun te lewe. Because that's where it really starts happening. Ek het vroeger in die week het ek vir Ben gesê dat 'n mens is darem maar 'n verskriklike snaakse ding. Want as jy gaan kyk na die Israelitiese volk, terwyl die Here sy volk uit Egipte land het gehaal en hy onderhou hulle en hy lei hulle met wonders en tekens, bly hulle sê as hulle teen 'n helling kom of teen 'n moeilike ding kom of 'n opdraande pad kom, bly hulle sê kan ons nie maar terug na Egipte nie. En weer eens bring ek dit terug na my en jou toe. Ons doen presies dieselfde. Ons doen presies dieselfde. Want jy sien, wat het hulle onthou? Die vis, die brood, die vleis, die eie, al die lekker dinge. Maar hulle vergeet dat saam met dit alles was daar sla, daar was bakstene, daar was bloed, daar was trane, daar was onderdrukking, daar was slawerny.
En ons doen presies dieselfde. We think, yes, dit was so lekker toe ek daai kontrakkie gehad het. Want ek was finansiëel vry. Maar gaan kyk bietjie hoe jy gelewe toe jy so finansiëel vry was. Wat het jy? En ek sê nie almal doen dit nie, hoor my nie verkeerd verstaan nie. Ek weet daar's mense wat baie wel af is wat God dien. Maar oor die algemeen. Want jy sien geld, né? Geld is nie die probleem nie. Die liefde daarvoor. Want jy sien, die liefde vir geld raak groter as die liefde vir God. Gaan kyk bietjie wat doen mense. Gaan kyk deur die woord. Wat doen mense? Vaartse goed. People get stupid. Mense verkoop hulle lewe. Want jy sien, en as jy gaan kyk na hierdie wat ek nou gesê het, hoe ons verlang na, of hoe hulle verlang het na die vleis en die brood en al die dinge, dis presies hoe sonde nou nog werk. Ek het dit laas week gesê, die duiwel herinner jou nie altyd, of herinner jy nooit, aan die pyn en die lyding nie, aan die slawerny nie. Hy herinner jou aan die lekker, aan die dinge toe het nou nog goed gegaan het. Want wat doen hy? Die hoekie is daar, en hy word toegemaak. Hy wys nie vir jou die hoek nie, hy wys vir jou die wurmpie aan die hoek. Dit wat jy wil sien. En jy sien, hier is die ding, en dit is weer eens, ek bring dit terug na ons toe. Ons as kinders van die Here lewe baie met Egiptiese denkwyses. Hulle is gered, maar hulle lewe so slawe. Dan sê hulle, maar pastoor, jy verstaan nie, dit is moeilik. Ek kan dit nie net los nie. So ek voel sorry. Dit is mense wat kwaad vir my, as ek dit vir hulle sê. Want as jy wil, sal jy. Die groot ding is, jy wil nie. As jy, sorry, ek wil nie weet, maar ek gaan dit in my reg gevoel sê. Dit is so maar net hy. As sê mense, yes, dat hy, ek probeer Jenny op bouw. Sê ek nou sê dit meer. Jy moet dit doen. Jy moet dit verstaan nie. Dit is nie makkelijk nie. Dit is. Dit is so makkelijk soos dit. Ek is klaar. Vergeet daarvan en gaan met jou lewe. Jy moet teen die sonde veg. Ek het so 'n keer terug iemand gesê, doe maar ek gaan selfde ding oor die sigarette storie, hulle wil ophou. Sê ek vir hulle sigarette, dis sit hom langs die grond op die grond langs jou neer. Wat hom reg op staan teen iets. Ek sê nou staan op, kyk hulle met, ek sê staan op. Ek sê wie is groter, jy of die sigaret? Nee. Ek sê nou, wat is die probleem? Jy kan dit probeer, jy wil nie. Of jy sê vir kan ek vir jou bid dat jy ophou. Jy al bijna dood. Sê ek sal bid as jy weer 'n sigaret vir dat jy dood neerslaan. Nee, pastoor, asseblief, moet dit doen nie. Sê vir my weer, en sê wil nie ophou ook nie. Want as jy wil, sal jy. Maar jy sê, dit is die probleem. Ons is gered, maar ons lewe in slawerny. God het die prys betaal, but you choose to be in bondage. En ons het in die laatste week, ons moet nou eintlik verby dit kom, want ons is uit dit uit, ons het gesê, Here, ons gaan vorentoe, ons bly nie in slawerny nie. Maar jy sien, ek weet nie hoekom hierdie Here dit so swaar op my hart gered nie, maar ek dink daar's 'n diep boodskap hier, want God wil hê, ek en jy moet vorentoe beweeg. Kyk nog steeds daar, maar gebruik dit tot eer van sy naam. Nie tot, ek wens ek kan weer my tweede girlfriend hê. Ek het so 2 weke terug die hoor ek sê, die Louis gesê daarvan, hy staan binne in 'n hardware en hy praat met hom, en hy praat van sy girlfriend. Ek sê die girlfriend is baie beter sy vrou.
Toe dog ek myself, sal ek dit vir die ou sê, luister nou, jy moet by die Here uitkom, my vriend. Maar besluit dan wat sê jy wil hê en vat en dan gaan maar met jou lewe, want maak nie saak nie. Hulle sê liefde is blind, nee. En trou is die bril. Maar ek dank die Here vir die vrou wat hy vir my gegee het. Maar ja, hoeveel van ons sit met 'n gedagte, of het al gedink aan dit, soos hulle gesê, dat dit het beter met my gegaan toe ek in die wêreld was. Of, kyk hoe gaan dit met Edward, ok nie, jy is die kerk, kan ek dit sê nie. Kyk hoe gaan dit met die oor kan Edward, hy het nie die Here. Want jy het 'n boot, hy het 'n jetski, hy het 'n motorbike, hy het al die dinge. Hoor my mooi kind van God, as dit vir jou 'n probleem is, wil ek vir jou sê, al wat jy nodig het, is om in die teenwoordigheid van God te kom, want God gaan jou denke verander. Want hier is die ding, God is die enigste een, wat jou denke kan verander. En jou kan dat sien. Want wat doen ons baie maal, wanneer het begin moeilik gaan? Dan vra ons, Here, waar is hy? Hoekom gaan dit so? Is daar iemand wat gaan eerlik wees, en sê, hy voel gelyk so? Dan gaan ek vir jou sê, as jy dit kan herken, Kayla, daar is ook vir jou. Daar is ook vir my, want ek voel ook baie maal so, en sy naam is Jesus Christus. Amen. Want jy sien, God het Israel in een nag uit Egypte uitgegaan. Maar dit het om 40 jaar gevat om hulle Egypte uit hulle kop uit te kry. It's a process. But we need to keep on keeping on. We need to keep on going forward. We need to keep on seeking Him, staying by Him, following Him, listening to His voice. Want hoor my mooi, net soos wat God in 'n oomblik Israel uit Egypte uithaal, kan hy jou in 'n oomblik uit jou sonde uithaal. Inteendeel, die oomblik was reeds daar gewees, toe hy sy asem uitgeblaas het en op die kruis het gesê, dit is volbring. En hier is die ding, hy gaan jou nie net uit die woestyn uithaal en jou daar los nie. Hy gaan jou lei, hy gaan jou leer, maar jy het nodig om te volg. Hy los jou nie daar nie. Want jy sien, hy gaan en hy sal Egypte uit jou uithaal. Want dit is wie hy is. Hy sal die werk wat hy in jou begin het, volbring. Hoekom? Want sy woord sê so. Want jy sien, hy verander nie net jou omstandighede nie. Hoor mooi, hy is nie 'n God wat net jou circumstances verander nie, hy verander jou. Hy genees, hy herstel, hy heilig, hy vorm jou totdat jy nie meer is soos jou verlede nie. Totdat jy nie meer is wat jou soos jou verlede gelyk het nie. Hy verander jou tot jy die vorm en die uitkyk en die, kom ons sê, so tot jy soos Christus lyk. Totdat jy soos hy praat, totdat jy soos hy doen, soos hier die woord sê. Maar jy sê, die ding is, ons dink baie maal dat wanneer God ons in die woestyn instuur, moeilike dinge instuur, ek wil regtig vir jou sê, God gaan jou nie 'n ding op jou pad langs stuur om jou te vernietig nie. En ek weet, ek praat er baie, maar die woord sê vir my dat God sal my nooit bo my kragte versoek nie. Maar jy sê, die ding is, we think that sometimes things have been sent to us for our destruction, en dit is nie die geval nie. God wil jou leer, God wil jou vorm, en hy kan dit nie doen nie. Hy wil hê jy moet onder sy gesag staan, en hy kan dit nie doen terwyl jy net doen wat jy wil nie. Onthou wat ek laasweek gesê het.
Die woestyn is daar as 'n leerskool vir jou en vir my. Want wat gebeur in die woestyn? Daar kom jy agter wat hier binne in jou hart is. Dit is nie gestuur om dit te vernietig nie. Wat het die woestyn gedoen aan Israel? Wat het dit gewys? Hulle ongeloof, hulle murmurering, hulle vrees. Die woestyn het hulle opstandigheid geopenbaar. En wat het gebeur in die einde van die dag? Dit het hulle gevorm om die beloofde land te kom binnengaan. Hoor mooi wat ek vir jou sê, jy moet luister wat God se Gees vandag vir jou sê in die dag. God is besig om jou op pad te stap. Hy is besig om jou te vorm, wanneer ons dink, heerlikheid, ek kan nie meer nie. Wil ek vir jou sê, it's just a learning curve. It's just a bit of shaping. Gaan kyk na die pottebakker in die klei. Die hele proses wat daar deur gaan, dis nie lekker nie, dis nie gemaklik nie. Die woestyn was nooit bedoel om hulle uitbestemming te wees nie. Dit was God se opleidingsgrond vir dit wat kom. En soos jy sê, hulle het heeltyd gemurmureer. Maar die groot gevaar is nie om terug te kyk nie. Die groot gevaar is om terug te verlang na die kospotte van Egipte toe. En ek wil vir iemand in die plek sê, as jy nie kan terugkyk sonder om te verlang nie, moet jy nie terugkyk nie. As jy jou verlede nie kan gebruik tot eer van sy God se naam nie, moet jy nie sien toe gaan nie. Stay away from it. Want hoekom wil jy jouself in 'n posisie plaas waar jy gaan val? Kan ek maar nog 'n bietjie met julle gesels? Voorbeelde. Ek is alkoholist, ek hou op drink. Nou gaan ek en dan gaan koop ek vir my 'n alkoholvrye bier, want dit is nou mos alkoholvry. Die smaak is presies dieselfde. Wat is nou die probleem? Hy is duurder as 'n gewone bier. So nou, as jy nou nie geld het morgen wine gaan neem, gaan nou maar eerder die kaas opkoop met die 15%, want dat is mos nou cheaper. Moenie dit wat God jy van al wegvat, probeer die plaas met 'n substitute nie. Moenie as jy verslaaf is aan een ding, sê ek is klaar met dit, nou gaan maar ek drink nou ons nie meer nie, ek doen nou dit. Wat is die punt? You substituting this with this. Can I tell you something? That's still bigger as God in your life. Nothing is bigger than God, but you making that bigger than God. So bly weg van dit af, as dit dan vir jou 'n probleem is. As jy dan nie die verlede kan gebruik op eer van sy naam nie. Lot se vrou het teruggekyk. Israel het terug verlang. Demas het die wêreld lief gekry. En Paulus sê, soos ons vroeër gelees het, laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Want jy sien, hier is die ding. Jy kan nie vrylik vorentoe staan as jy verlang na jou verlede. Want dit gaan nie terug. God het nie die Rooi See oopgekloof sodat Israel net daar kan deurgaan nie. En toe hulle besluit het, dis nou so nie. Weet wat, en ek dink, dis ook hoekom die Here hulle deur die Rooi See trek nie. Want as hulle dalk op die land moes gegaan het, wat sou gebeur het? Hulle sou tent omgedraai en teruggehardloop het na die kospotte van Egipte toe. Maar jy sien, die Here maak 'n pad wat daar nie een is nie. En hy het dit oopgemaak en hy het dit toegemaak sodat hulle nie weer kan teruggaan nie. Hy het hulle deur die Rooi See gevat om hulle vry te kry. En so het God vir jou en my die prys betaal om ons vry te kry. Waarom kan ek net my kom sag speel nie asseblief?
Ons het laas week gepraat oor slawerny is 'n keuse. Ons het voor die Here gepraat en gevra, Here, gesê, Here, ons kies die vryheid. Ons kies U. Nou hier is dit nou, die ketTINGS is gebreek, waarheen nou? Jy is nou vry, waarheen nou? Want jy kan nie net leef soos jy wil leef, met jou vryheid nie. Jy kan, maar ek gaan vir jou een ding sê, dit gaan jou te duur, te staan kom. Want jy sien, die ketTINGS is nou af, ek is nou vry, nou moet ek begin loop, en nou moet ek nie begin rondloop nie, ek moet begin loop in 'n rigting. Dink gou vir 'n oomblik aan Lazarus. Lazarus lê in die graf. Soos het geheim gesê, maar hy sal 4 dae dood. En die Here roep hom uit die graf uit. En hy wil mooi oplet. Die Here sê, Lazarus, kom uit. En dis wat God vir hom doen. Toe sê die Here van sy buite kan kom, sê vir die mense, draai die doeke van hom af. Hoekom? Sodat hy kan loop. Sodat hy kan vrykom. En die stieringkind van God, ons is baie man. Kiet daarop, sê dat, word jy vry, die Here haal jou uit die dood uit. Maar jy is vas. Met die doodslag om jou gedraai. Dis tyd dat het sal afkom, en jy sien, jou lewe het nie begin by jou lewe nie. Jou lewe begin werklik wanneer die doeke afgedraai is. Wanneer dit wat jou vashou los is. Wanneer dit op die grond lê en dit nie meer aan jou vas is nie. Daar's geen meer vashouplek aan dit nie. En die oomblik as dit gebeur, sien ek hoe die doeke afgedraai word en toe dit af is, toe kon hy beweeg. Daar's niks so lekker as om vrylik te kan beweeg nie. As jy vas is in 'n bed en jy kan nie draai nie, daar's niks wat so frustrerend is soos dit nie. Maar hoor my mooi, jy kan van die doeke ontslae raak. Jy kan vorentoe beweeg. Jy sien, hier is die ding. Baie van ons is gered, maar ons dra nog die doeke van bitterheid. Ons is gered, maar ons sit met vrees. Ons is gered, maar ons loop met skuldgevoelens rond. Ons is gered, maar ons loop met selfveroordeling rond. Verslawings, onvergewensgesindheid. Maar jy moet mooi hoor, Jesus wil jou nie jou lewe maak nie. Hy wil jou vry maak. Hy wil jou losmaak. En hy wil jou nie net halfpad vry maak nie. Hy wil jou volkome vry maak. Die rooi see was die voorskadu van my en jou nuwe lewe. Ek wil so vir jou uiteensit en dan se klaar. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 1 en 2 die volgende. Hy sê dat Israel in Moses gedoop is in die wolk en in die see. Nou kyk na hierdie geestelike uiteensetting. Egipte is die beeld van die ou sondige lewe.
is die beeld van Satan wat jou gevangen hou. Die paaslam wat geslag moes word, wys vooruit na die Christus, die lam wat vir ons gaan sterf. Die seun van God. Die rooi see beeld uit die afsny van die ou lewe, because there's no more turning back. En weet wat ek wil vir iemand in hierdie plek sê, ons gaan daai koortjie laat nou sing, I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Die woestyn is die proses van heiligmaking, waarin hulle gevorm word, Sinai. Dit beeld 'n lewe uit van gehoorsaamheid en 'n verhouding met God, want God het sy kinders by Sinai geroep. Die tabernakel is vir my so mooi, dit wys God se begeerte om by my en jou te woon, om deel te wees van my en van jou en die beloofde land. Wys ek die volheid van die lewe wat God vir sy kinders voorberei het. En as jy gaan kyk van Egipte land tot by die beloofde land, dit is my en jou lewe, dit is my en jou redding uiteengesit. En weet wat, dit is dalk 'n ander manier om daarna te kyk, maar weet jy wat, God het 'n manier om met sy woord uit met ons te praat, net van God. En dit is so amazing, want hoeveel predikings, boodskappe was al gebring oor hierdie gedeelte. Maar het jy al ooit so daarna gekyk? Ek wil net mooi hoor dit van God. God roep ons nie net uit iets uit nie. Hy roep jou in iets in. Hy het sy volk nie net uit Egipte land uitgehaal nie, maar hy het hulle in hom ingebring. En hy doen vandag nog dieselfde vir jou en vir my. En hier is die ding, die grootste wonderwerk was nie die feit dat die Israeliete uit Egipte uitgekom het nie. Die grootste wonderwerk was toe hulle op die plek kom waar hulle ophou sou dink so slawe, ophou sou dink aan die verlede en op hom begin vertrou vir die Here. En dit geld vandag nog steeds in jou en my lewe. Weet, miskien het God jou reeds uit Egipte uitgehaal, maar hier is die vraag, kind van God, is Egipte al uit jou uit? Miskien is die ketens reeds gebreek, maar jy leef nog met die gedenke van 'n gevangene. Jesus het jou reeds vergewe, maar jy loop nog rond met jou grafklere, met die lappe vasgebind, maar die prys is reeds betaal. En weet jy wat, ek voel ek is klaar. Ek dink dit is tyd geword van God, nee, dat ek en jy het ons graftyd opstaan en die doodslappies van ons afgooi. Want hoor my mooi, jy kan nie God behaag terwyl jy vasgebind is, gebonde is aan hierdie wêreld nie, vashou aan die dinge van hierdie wêreld nie. Daar's nie 'n manier nie. Jy sien, die ding is, ons dink baie maal, ons het hierdie idee dat ons kan so loop, wêreld Jesus, wêreld Jesus, wêreld Jesus. Jy kan nie. Dis either God of dis die wêreld.
Dis either vryheid of bondage. Dis tyd dat ons sal ophou om terug te verlang na die kospotte van die Egipte toe. Want jy sien, hier is die ding. Ons worry oor vis en oor brood, maar ons vergeet die houe. Ons worry oor 'n bietjie water, maar ons sit met 'n fontein van lewende water. Die woord leer my, wanneer jy van hierdie fontein drink, sal jy nooit in jou lewe weer dors hê nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons ophou op die ketTINGS wat hy gebreek het, op te tel. Want weet jy wat doen ons baie maal? Die Here maak ons vry. En ek sien hoe die ketTINGS afbreek en dit val op die grond. Maar wat doen ons? Ons stel die ketTINGS op saam en ons trek dit oor ons skouers, want dit is gemaklik. God het ons nie geroep om op 'n plek van gemak te wees nie. Hoor my mooi. Ons moet ophou om soos 'n slaaf te leef, wat die lekker van God genoem word. Want jy kan nie 'n slaaf wees, hoor my mooi, as hy jou vrygekoop het nie. Amen. Jy kan nie. Jy kan alleenlik deur jou eie keuse teruggaan. Maar hoor my mooi, en ek verstaan met dit, hy het jou reeds vrygekoop. Dis tyd dat ons hom sal volg. Die Here seën.